Hallo julle, weer baie welkom so weer by Vrydag. Ons het vroeër die week Maandag het ons predikante sessie bygewoon met 'n organisasie met die naam van Irresistible Church. En ons het baie gesels oor mense en die belangrikheid van mense en die kosbaarheid van mense. As ek dink aan daai beertjie daar, 'n mamma beertjie wat die kleintjies help. En in my hart wens ek dat ons in die gemeente en veral met hierdie video's ook aan julle sal wys hoe kosbaar God vir ons is. En dat ons mekaar optel en opbeer. Ons lees daar 'n baie mooi gedeelte uit die woord van die Here. En daar in Matteus hoofstuk 25 lees ons iets baie interessant waar ons het gehoor hoe die Here vir die mense sê, hulle kan maar inkom in die hemel. Hy vertel vir hulle hoe hulle uitgekyk het vir hom en vir hom geseën het met klere en met kos, siekte en in die gevangenis het hulle besoek. En dan sê die mense, Here, maar wanneer het ons dit gedoen? Dan sê hy in vers 40, en die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Een van die wonderlike dinge van gemeente wees en ook hierdie Vrydag sessies is dat ons geestelik aan mekaar sal raak en mekaar sal bemoedig. En dat ons in hierdie tyd waarin ons lewe wat so rof geword het, so baie rof see het en so baie donker is, dat ons mekaar sal bemoedig. Want dit is belangrik, elke persoon wat die Here op ons pad stuur is iemand waarvoor hy vir ons verantwoording na is. Daai hele hoofstuk 25 gaan nou drie gedagtes van verantwoording. Die eerste gaan oor daai meisies, onthou die 10 meisies, die 5 dwaase en die 5 wyse meisies wat uitgedaag gaan word, wat hulle gedoen met die tyd en die geleentheid wat God vir hulle gegee het. En dan is daar in daai selfde gedeelte iets oor muntstukke wat uitgedeel is, wat in die ou vertaling praat van talente. Dit wat die Here aan jou uitgedeel het, wat doen jy daarmee? God gaan daaroor verantwoording eis. En dan die laaste gedeelte van hoofstuk 25 gaan hoe dat ons mense hanteer en dat God verantwoording ook daarvoor vir ons gaan eis. Dit het my weer laat dink aan die groot verantwoordelikheid. Spider-Man is ons gesê, met groot krag en mag kom groot verantwoordelikheid. Wanneer die Here ons harte aanraak en hy ons sy kinders maak en hy sê, kom ons gemaak disippels, en dat mense sal weet dat ons hom lief het, die wyse waar ons mekaar lief het, is daar 'n groot verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Mag die Here ons verlos dat ons besef dat ons is in hierdie wêreld om dit 'n beter plek te maak. Dat ons die mense wat God vir ons gee, se lewens beter moet maak. Mense hoop moet gee, en jy sal sien hierdie videoetjies gaan nou op hoop, ons wil julle so baie hoop gee. Want ons is mense van die lig. Daarom vra ek dat die Here vir ons sal seën dat ons lampies, in daai gedeelte praat ons nou van die lampies, dat ons ekstra olie sal saamneem, en dat sy lig ook in hierdie wêreld sal wees, soos wat die Here Jesus vir ons 'n lig is. Mag die Here vir ons seën dat ons ook die ellende van mense sal raak sien, en kyk waar ons dit makliker vir mense kan maak, met die liefde van die Here Jesus wat aan ons harte skyn. Mag die Here vir jou wysheid gee, vir jou vrou, jou man, jou kind, maar veral die mense met wie ons werk, oral waar ons in die strate kom, veral in die gemeente ook, dat ons daarop uit sal wees om mekaar te bedien, en die gawes en talente en geleenthede wat die Here vir ons gee, dat ons dit uitdeel aan mense. Wanneer ons kinders van God word, dan gaan ons hande ons nou oop. Ons tyd en ons geleentheid en ons geld behoort aan God, en ons gee dit vir mense, en ons maak van hierdie wêreld 'n beter plek. En ons baie leiers in hierdie wêreld probeer dit beter plek maak, ons weet hulle kry dit nie reg nie. Nou vra ons Here, dat die Here vir ons sal seën, dat hy vir ons genadig sal wees, en dat ons wysheid sal kry in hierdie dag daarvoor. Kom ons bid net saam. Die Here so bid ons dat ook in hierdie dag, dat hy vir ons sal wys, wanneer hy vir ons mense oor ons pad stuur, dat ons dit sal raak sien. Geef ons 'n hart wat passie het vir mense. Help vir ons Here om u hand te wees in hierdie wêreld, u stem, u hoor, u oor in die hart van mense wat dit so nodig het. Geef ons wysheid, en so vra ons vir insig ook vir hierdie dag. Amen. Die Here seën julle, ons kyk weer vir volgende week vir mekaar uit, maar kom ons kyk vir geleenthede hierdie naweek en die week wat voor lê, waar ons 'n verandering kan aanbring in die wêreld. Ons dank die Here vir die voorreg om hom te kan ken en vir hom lief te kan wees. En jy swaar kry vandag, vriende, mag die Here baie spesiaal vir jou onderneem. Die van julle wat weet waarom hy te kry, kom kuier vir my.
praat met my, bel my, en geef my geleentheid ook 'n hand na jou uit te steek, en vir jou ook so 'n bietjie te kan help. Ons is nie gemaak om alleen te wees in hierdie wêreld, om alleen te stoei met goed nie. Kom ons wees 'n gemeente en 'n gemeenskap van mense wat God verheerlik. Seën vir julle, dat ons volgende keer weer mekaar sien. Volgende Vrydag weer, selfde tyd, sien ons mekaar weer. Kom ons wees in hierdie dag 'n hulp vir iemand, en 'n bystand en ondersteuning. Totsiens.